die Sepcast, waar ons dieper kyk, groter vrae vra en ontdek hoe Jesus steeds die wêreld verander. Hebreërs 2 vers 1 sê dit goed in goeie ou Afrikaans. Daarom moet ons des te noukeuriger agslaan op wat ons gehoor het, sodat ons nie miskien wegdryf nie. Nou, daar is iets interessant omtrent die manier waarop skepe sink. Die meeste sink nie omdat hulle doelbewus op die rotse afstuur nie. Hulle sink omdat hulle eintlik wegdryf, stadig, byna onmerkbaar. Die kaptein merk dit nie eens op nie. Die see lyk rustig, die lug is blou, alles voel normaal, totdat dit nie meer normaal is nie. Nou, dis interessant dat die skrywer van Hebreërs nie waarsku teen rebellie nie. Hy waarsku teen dryf, teen die subtiele beweging wat amper niemand opmerk nie. Want min mense staan een oggend op en besluit, vandag gaan ek my huwelik vernietig, vandag gaan ek my geloof verloor, vandag gaan ek my integriteit verruil nie. Dit gebeur anders. Jy raak net besig, jy bid minder, jy luister minder, jy praat minder, jy vergewe minder, jy leef meer op outomaties en stadig begin die hart wegdryf. Wat my nog altyd tref, is dat Jesus se grootste waarskuwing nie aan goddelose mense gerig was nie. Dit was aan disippels. Waak en bid, sê hy toe hulle in Getsemane is. Nie omdat die disippels hom wou verraai nie, maar omdat hulle nie besef het hoe maklik mense wegdryf nie. Nou, ons leef in 'n wêreld wat ons leer dat groot gevare dramaties lyk, maar Jesus verstaan iets anders. Die grootste gevare lyk dikwels soos gewone dae, gewone skedules, gewone kompromieë onder helder, skoon, blou lig. En dis waarom die nommer 1 netwerk vir jou lewe nie bloot gaan oor programme nie. Dit gaan oor mense, want niemand is gemaak om alleen te onderskei nie. God gee sy woord, God gee sy gees, maar hy gee ook sy mense. Want wanneer ek alleen leef, raak my eie stem later die enigste stem wat ek hoor. Jy dryf nooit per ongeluk na 'n beter lewe nie. Groei gebeur doelbewus. En miskien is die vraag vandag nie, watter groot sonde moet ek vermy nie? Miskien is die beter vraag, waarheen dryf ek? Want die goeie nuus is dat Jesus nie wag totdat jy op die rotse beland het nie. Die groot herder is altyd besig om mense terug te roep. Nie met veroordeling nie, maar met uitnodiging. Kom, volg my. En dalk gebeur die belangrikste koersverandering in jou lewe, nie tydens storms nie, maar onder helder skoon blou lig. Tot môre, mooi loop.